In Matteus 24 vers 35 lees ons die volgende. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. En dit is hoekom die woord van die Here, doodgewoon die Bybel, so belangrik is vir jou en vir my. As Matteus hierdie vir ons sê, die hemel en die aarde gaan vergaan, maar die woorde van die Here nooit. Daardie woorde het krag en betekenis en sin in my lewe en in jou lewe vandag. En dis hoekom dit so nodig is om tyd met die Here te spandeer en tyd en moeite te doen met sy woord. Want dis woorde wat nooit gaan vergaan nie. Johannes 1 vers 1, baie bekend. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hoor weer die krag en die belangrikheid van die woord van die Here, die Bybel. En dan is die vraag vir myself, ek konfronteer myself hiermee, en ook vir jou, wat is die moeite, wat is die tyd, wat is die prioriteit, wat ons aan die woord van die Here gee, aan die woorde van die Here, om ons lewe te verlig, en ons pad vir ons lig te gee, wanneer ons in duister tas, en nie weet wat kant toe nie. Josua, toe hy die nuwe leier word, toe is die man aan die bewe, want hy volg nie onder andere nie, maar hy volg vir Moses op. En wat sê die Here vir hom? Moenie links of regs hiervan afwyk nie. Vat my woord, moenie links of regs hiervan afwyk nie. Josua, jy gaan suksesvol wees. Hou net vas aan my woorde. Jeremia, in Jeremia 15 vers 16, lees ons die volgende woorde. Ek het u woorde verslind. Jo, jy klink vir my baie honger, Jeremia, en dis hoe ons moet wees, honger na die woord, ons moet dors na die woord, en Jeremia wat sê, ek het u woorde verslind, en net so terloops, Jeremia het dit nie maklik gehad in die lewe nie, hy was 'n profeet in 'n baie ingewikkelde en 'n moeilike tyd gewees, wat het hom staande gehou? Die woord van die Here. Job, in Job 23 vers 12, ons weet deur wat is swaar en nag en donker is Job. Daar sê Job, ek heg waarde aan sy woorde, ek heg waarde aan sy woorde, en dis vir my en vir jou so belangrik. Kom ons vat weer hierdie woorde van die Here wat nooit vergaan nie, ernstig op. Kom ons maak dit prioriteit, kom ons gee ons tyd daarvoor, sodat ons in oorwinning kan leef. 'n geseënde dag vir jou verder.